Alright, welkom by gepunctueerde equilibrium of gepunkte ewewig en dit is voorgestel deur Aldrich en Gould in 1972. Dit is een van die mees onlangse teorieë wat voorgestel is en aanvaar is. Jy kan of sê gepunctueerde equilibrium of gepunkte ewewig. Ek sal sê gepunkte ewewig. Dit is bietjie makliker, maar ek kan vir jou een of die ander gee en 'n vraag stel. Jy moet albei kan herken. So gepunkte ewewig verduidelik die tempo waarteen evolusie plaasvind. So spesies gaan vir lang tydperke dieselfde bly of verandering gaan baie stadig plaasvind. Dit is die equilibrium. Dit word afgewissel met kort tydperke van vinnige verandering. Tydens hierdie vinnige verandering kan nuwe spesies vorm. Hierdie verandering waarvan hulle plaasvind nog steeds plaas deur natuurlike seleksie. So jou bevolking het nog steeds die variasie, party het die gunstige eienskappe, party het die nie gunstige eienskappe. Die met die gunstige eienskap gaan voorplant, die wat nie die gunstige eienskap het nie, gaan nie voorplant nie. Daai gunstige eienskap se alleel gaan oorgedra word aan die volgende generasie. So hoekom is dit aanvaar? Want daar is soms 'n gebrek aan oorgangsfossiele wat kan wys dat die verandering baie vinnig plaasgevind het. So die fossielrekord is nie volledig nie. Daar is gapings in die fossielrekord. Daar is vir baie spesies oorgangsfossiele gevind, maar nie vir almal nie. En hierdie gepunkte ewewig is 'n moontlike verduidelik vir hoekom is daar nie oorgangsfossiele nie. So wat is die verskille tussen gradualisme en gepunctueerde ewewig? Nou gradualisme is hoe Darwin evolusie voorgestel het. En dit is dat verandering is voortdurend en stadig oor 'n lang tydperk, waar gepunctueerde ewewig weer sê dat verandering vind in kort tydperke plaas. Gradualisme sê dat nuwe spesies ontwikkel deur die opbou van baie klein veranderinge oor 'n lang tydperk, waar gepunctueerde ewewig weer sê dat spesies vir lank onveranderd bly en dan volg 'n kort tydperk van vinnige verandering waar tydens nuwe spesies kan vorm. Die verandering in 'n bevolking is konstant en geleidelik volgens gradualisme, maar gepunctueerde ewewig sê dis onreëlmatig en nie voortdurend nie. Die fossielrekord, gradualisme word geondersteun deur oorgangsvorme in die fossielrekord, waar gepunctueerde ewewig word weer geondersteun deur die afwesigheid van oorgangsvorme in die fossielrekord. So in November 2023, toe vra hulle by 1.1.3, watter een van die volgende stellings is 'n kenmerk van gepunkte ewewig? So as jy ooit met so 'n monkey puzzle sukkel en jy sien van die antwoorde is baie dieselfde of jy sukkel, dan gebruik 'n process of elimination. So A sê hulle individuele organismes pas by verandering in die omgewing aan. Nou dit kan enige van ons teorieë wees. B, die oorerwing van verworwe eienskappe is uniek aan Lamarck. C, daar is lang periodes van min of geen verandering in 'n bevolking. En D, hoe meer 'n struktuur gebruik word, hoe meer ontwikkel dit. So D en B is Lamarckisme. A en C kan is moontlike korrekte antwoorde. A is te universeel. Daar is lang periodes van min of geen verandering in 'n bevolking is 'n unieke kenmerk van gepunkte ewewig. So jy gaan dan sê C. In November 2023, toe vra hulle by 1.1.2, die soort evolusie wat gekenmerk word deur lang periodes van klein of geen veranderinge nie, afgewissel deur kort periodes van vinnige verandering. En mense dit kan nie makliker wees as gepunkte ewewig nie. In November 2022, toe vra hulle by 1.3.1, die tipe evolusie wat gekenmerk word deur lang periodes van min of geen verandering nie, afgewissel met kort periodes van vinnige verandering. En dan sê hulle daar, A, kunsmatige seleksie het niks met kort en vinnige veranderinge te doen nie, maar B, gepunkte ewewig is korrek. Maar mense onthou met 1.3 is dit belangrik dat as dit slegs die een is, dat jy sê slegs B. As nie een van die twee korrek was nie, sou jy gesê het geen een. Lees die instruksies van die vraag asseblief. Volgende gaan ons kyk na die verskille tussen Lamarck en Darwinisme en die verskillende teorieë.